Goeiedag kykers en luisteraars, ons is terug vir nog 'n episode van Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smith en ons bedank graag ons hoofborg Natfin Finansiële Dienste vir al hulle getroue ondersteuning. Gaan besoek hulle gerus op Facebook en Instagram. Nou, ek sit vandag buitekant, want ek het gevoel dit is gepas as ek oor atletiek gaan gesels. En hierdie week gesels ons heerlike atletiek. Met die atletiekseisoen wat nou behoorlik aan die gang is daar heelwat uitslae om te deel met julle en ek weet elke atletiekorganiseerder hier in Pretoria hou definitief hulle asem op as die wolke so saampak op 'n donderdagmiddag, want die vriendskaplike byeenkomste moet gebeur voordat die klaser begin en ja, Hoëveldse donderstorms is 'n realiteit. Maar nietemin, ons hou duim vas. Môre is daar 'n baie groot laerskoolbyeenkoms. Ons praat van 'n cluster, dit is nou maar soos in oudtydse taal 'n interlaar. En ek weet, daar's 'n heerlike groot cluster wat gaan plaasvind op Hoërskool Mina Park se pragtige blou bane van 'n spul laerskool en hulle natuurlik. Hulle het nie meer 'n interlaar kompetisie soos wat die hoërskole nog steeds aan die hoërskool of interhoër tradisie dan nou voldoen nie. En as jy dan nou in Pretoria is môre en jy het 'n tydjie om net 'n bietjie te ontspan of jy wil vlug van iets, gaan kyk gerus heerlike laerskool kaalvoet atletiek daar by Hoërskool Mina Park. Maar in 'n geval, daar soos ek gesê het, daar het heelwat byeenkomste nou al plaasgevind die afgelope seisoen en vandag val ons fokus op die een byeenkoms met die naam die Aubrey van Staden byeenkoms wat by Tikkie se bane so 'n week of wat terug aangebied is en Hoërskool Garsfontein was die gasheer. Daar het die nalopers veral behoorlik gekook en ek wil graag met julle 'n paar van daardie wonderlike uitslae deel. Nou ek moet vir julle sê, een van my drome nog altyd was om vinnig te kon hardloop, maar hierdie kinders stel die standaard nou baie hoog, so dit sal daai droom gaan braggies nog altyd net 'n droom bly. Nou Megan Marie van die gasheerskool Hoërskool Garsfontein het behoorlik uitgeblink met 2 goue medaljes. Sy het 'n nuwe rekord in die 100 meter hekkies vir dogters onder 17 opgestel met 'n uitstekende tyd van 13,76 sekondes. Dit voorspel net 'n ongelooflike opwindende seisoen wat nog voor lê. In die 100 meter het sy met net 12,34 sekondes gou haar tweede goue medalje verdien. By die onder 16 dogters was daar ook een naam wat die heeltyd gehoor was en dit was Mokgadi Maki. Sy het die 100 meter in 'n oogknip vinnige 12,15 sekondes gewen wat vir haar 915 punte op die ASA tabel laat verdien het. Sy het ook later toe nou 'n tweede plek in die 400 meter behaal met 'n goeie tyd van 1 minuut, 0,01,80 sekondes. Nog nalopers wat die toeskouers laat regop sit het, was 2 onder 15 dogters. Een se naam is Busi Magaswa van Kira Hazeldien en sy het die 100 meter vir onder 15 dogters met 'n nuwe rekord van 12,39 sekondes gewen. Hoewel Ansel Shoek van die HTS Middelburg, Hoër Tegniese Skool Middelburg, tweede gekom het, maar ook die rekord verbeter het. Nou, Ansel se tyd was 12,52 sekondes. So beide hierdie dogters wat eerste en tweede plek gevat het die vorige rekord van 12,59 sekondes wat reeds in 2009 aangeteken was, verbeter. So hulle was super vinnig. Maar toe gaan hardloop die 200 meter. Beide van hulle stel toe nou weer goeie tye op en hierdie keer verhang hulle net die bordjies. So Shoek wen toe die 200 meter met 'n blitsige 25,02 sekondes en Magwasa is die tweede met 25,08 sekondes. Weereens, beide breek die vorige rekord van 25,70 sekondes wat in 2018 aangeteken is. Skus, die wind speel lekker so. Nou, laaste maar nie die minste nie, soos ek gesê het, ons fokus nou lekker op die nalope, by die onder 14 dogters, skus vir daardie parametjie, by die onder 14 dogters was daar ook 'n naam wat ons moet opskryf en onthou, want as sy op onder 14 alreeds so vinnig is, wil ek nie weet waar gaan sy trek wanneer sy onder 17 is of selfs dan 'n senior is nie. So haar naam is Bintou Kamara, ook van Kira Hazeldien. En hierdie jong dogter wen beide die 100 en die 200 meter 'n nuwe rekordtye.
Die 100 meter se tyd 11,95 sekondes vir 'n onder 14 dogter. Dit is ongelooflik vinnig. En 25,22 sekondes in die 200 meter. Dit is baie duidelik ook dat Kira Hazeltine baie tyd en aandag aan hulle atlete bestee en ook met goeie reg. Julle gaan ook nou hoor van 'n ander byeenkoms wat hulle aanbied. En dan natuurlik, nee, dit was nie net 'n dogtersbyeenkoms nie, ek het nie van die seuns vergeet nie. 'n Opwindende middelafstand-atleet met die naam Tsetsetu Malungane van Kira Hazeltine het 'n volle 1000 punte, 1000 punte op die ASA tabel verdien, toe hy die 1500 meter met 'n tyd van 3 minute 52,72 sekondes gewen het. Hy verbeter die vorige rekord met 22 sekondes. Later het Malungane ook die 800 meter gewen, weer eens in 'n nuwe rekordtyd van 1 minuut 52,70 sekondes. Die vorige rekord was alreeds in 2005 opgestel, met ander woorde 20 jaar ou rekord wat gebreek is. Nog 'n man met 'n lang asem is Bulelo Manganu van Tik Sportskool en hy het die 3000 meter gewen in 'n nuwe rekord van 8 minute 44,69 sekondes. Wel gedaan. So by die seuns het ons ook gekyk na die kortafstande en hierso ek sal baie graag die volledige rekords van hierdie byeenkoms wil sien, want daar is heelwat rekords gebreek. So dit maak net dat die standaard soveel hoër is. Nou by die onder 14 seuns was daar 'n man met die naam Funu Nemakonde van Kira Hazeltine en hy wen die 100 meter in 'n briljante 11,56 sekondes en ook die 200 meter in 23,39 sekondes, beide nuwe rekords. So Kira Hazeltine, soos ek gesê het, hulle investeer verskriklik in atletiek en mens kan die resultate sien. So dis eintlik 'n wonderlike ding vir Atletiek Suid-Afrika as mens mooi daaroor dink. Marcel Werner van Hoërskool Garsfontein het die seuns onder 17 nalope oorheers en beide goud vir 'n 100 en 200 meter gekry. Sy tyd was vir die 100 meter was 10,91 sekondes, ja, julle het reg gehoor, en vir die 200 meter 21,81 sekondes. Dit is verskriklik vinnig. En dan, laastens maar nie die minste nie, 'n man om ook dop te hou vir die toekoms is Adam Matulang. En hy het sy 400 meter item in 'n briljante 47,48 sekondes gewen. En natuurlik, van watter skool is hy? Kira Hazeltine. Intussen is daar ook ander verskeie atletiek byeenkomste, byvoorbeeld die jaarlikse byeenkoms wat Afrikaans oor seuns en Afrikaans oor meisies saam aanbied. Hulle het dit ook hierdie jaar by Tikkie se bane op die 30ste Januarie gedoen en daar was ook skole van Mpumalanga, soos byvoorbeeld Hoërskool Nelspruit, Hoërskool Waterkloof dan van Pretoria, Hoërskool Garsfontein van Pretoria, Potchefstroom Gimnasium en natuurlik Kira Hazeltine. En daar was dit ook briljante tye wat aangeteken is, baie goeie afstande met verspring, hoogspring, die hoogte natuurlik vir hoogspring en ander afstande soos met diskus en gewigstoot. Verlede week, en dit is nou die ander ding ook, die hoërskole sit 'n bietjie lekker, ek wil amper sê 'n twist op die atletiek byeenkomste. So byvoorbeeld sal hulle soms net 'n aflos byeenkoms aanbied en verlede week daar by die 5de Februarie se kant het Hoërskool Eldoreine aflos byeenkoms aangebied wat deur Afrikaans oor meisies gewen is. Heel party van Pretoria se skole het hier deelgeneem, ook Hoërskool Noordheuwel en Hoërskool Noordheuwel wat van Johannesburg af is, hulle het weer 'n baie gewilde atletiek byeenkoms wat hulle jaarliks aanbied, wat hulle die top 15 atletiek byeenkoms noem. En dan ry die kinders in busse, letterlik 5, 6 busse van Pretoria af Noordheuwel toe in Johannesburg om daar te gaan deelneem. Nou komende Vrydag, en dit is dalk deel van Kira Hazeltine se opwaartse neiging in atletiek, want Akani Simbine het definitief ook 'n groot rol daar te speel. Hulle het 'n Kira Classic reeks wat hulle jaarliks aanbied vir die laaste paar jaar en komende Vrydag hervat hierdie Simbine Kira Classic. En hy is gewoonlik in 2 dele. So verlede week was daar die eerste deel en dan nou hierdie week is dit nou die tweede deel. En daar was ook baie goeie uitslae te sien in hierdie reeks en ek gaan dan vir julle vertel van iemand wat baie daar uitgestaan het.
Net voor dit wil ek 'n interessante feit met julle deel. So ek het nou genoem Potchefstroom Gimnasium het hier in Pretoria kom atletiek doen, maar intussen in Potch is daar 'n instroming van Europese atlete. Dit sneeu in Europa en 'n heelwat van die atlete kom dan nou in Potch oefen. Blykbaar gaan dit baie oor die hoogte bo seevlak wat 'n fisiologiese toestand vir uithou vermoë en prestasie skep. So Potch is baie gewild en daarom kan hulle dan nou daar gaan oefen. So by 'n voorbeeld van Olimpiese atlete wat op die oomblik in Potchefstroom is die Nederlandse gemengde Olimpiese aflosspan en hulle het by die vorige Olimpiese spele goud in die 400 meter gewen. So weer eens, die hoogte bo seevlak, die klimaat en dan natuurlik die Noordwes Universiteit daar in Potch, hulle hoë prestasie sportsentrum is van wêreldklas gehalte en dit dien nou as basis vir hierdie atlete van onder meer Femke Bol, Lieke Klawer, Isaiah Klein-Ikink. Dit is almal bekende atlete, professionele atlete en volgens Dr. Adèle Broodryk, senior lektor en sportwetenskaplike aan die Noordwes Universiteit se skool vir menslike bewegingswetenskappe, sê sy, dit gaan absoluut oor die omstandighede werk net vir hulle om aan sekere goeders te bou en uit te sorteer, daar's bietjie minder druk en daarom is dit 'n baie gewilde oefengrond vir buitelanders. So baie geluk Potch. Ek weet ook hulle atletiekbane is van hoogstaande gehalte en ek onthou as klein kindjie wanneer ons atletiek op die televisie gekyk het dan Potch was ook 'n gewilde bestemming. Nou terwyl die skole in Gauteng so lekker hardloop, is daar intussen 'n blinksterretjie in Bloemfontein wat dalk soos op pa die bulle stil gespeel het op Loftus en 'n paar atlete verlede Vrydag op Hoërskool Menlo Park se bane stil gehardloop het. Nou julle moes al van hierdie naam gehoor het. Sy is heelwat in die nuus as gevolg van haar atletiek en haar naam is Romei Burger. Sy is die dogter van die voormalige Blitsbok en Cheetah rugby speler Philip Burger en sy is tans hoewel sy net nog onder 17 is, die verdedigende senior 200 meter kampioen. En hierdie kampioenskap het sy juis verlede jaar in Potchefstroom gewen met 'n tyd van 23,49 sekondes. Nou hierdie dogter het verlede week, toe nou op Hoërskool Menlo Park se blou baan, in haar 150 meter, het sy dit gou afgerammel, ek wou gesê het ransel, maar ek dink afgerammel, met 'n 16,95 sekondes. En dus het sy die nasionale rekord van 17,67 sekondes verbeter. Sy het ook haar naaste teenstander met meer as 6 sekondes gewen. So dit was sommer blitsig en baie geluk aan haar. Sy gaan ook juis nou by die tweede deel van die Simbine Kiro byeenkoms Vrydag deelneem, so ons hou haar fyn dop. Ons kom dan nou aan die einde van die program. Gaan kyk gerus na al die atletiek uitslae op SuperSport Schools Plus, op die skole se Facebook blaaie. Daar's natuurlik baie meer as net dit wat vir ons tyd het in die program. Maar en mammas en pappas stuur natuurlik, hulle plaas baie foto's ook, so ons kan regtig lekker atletiek op Facebook ook sommer dophou. Maar as jy ergens by 'n SuperSport Schools se kanaal kan wees, kyk gerus die atletiek. Dit is regtig waar van hoogstaande gehalte, soos ek nou al 'n paar keer gesê het, en dit is sommer net lekker om te sien. Dit is ons Suid-Afrikaanse kinders wat daar hardloop en die toekoms is eintlik blink vir hulle. Soos ek genoem het, hierdie week is daar heelwat klusterbyeenkomste. Nou net om 'n bietjie dit te verduidelik, die klusters is maar soos wat ons destyds Interlaar gehad het en uit hierdie groepe word gewoonlik die eerste 2 atlete met die baan items en die eerste 3 atlete met die veld items word dan gekies vir 'n distrikspan. Hierdie distrikspan kom dan teen ander distrikte se spanne bymekaar en daar word meegeding om dan op die ou end in die Tshwane span te wees sodat hulle dan 'n deel vorm van die Gauteng se kampioenskappe. Uiteindelik na die Gauteng se kampioenskappe dan word die span gefinaliseer
vir Gauteng om op die ou end aan die Suid-Afrikaanse kampioenskappe deel te neem. So, om dit in perspektief te sit, as jy selfs net tot by Gauteng kom, is jy al klaar eintlik baie ver voor die ander atlete. So, om uit Gauteng by die Suid-Afrikaanse kampioenskap te kom, is 'n ongelooflike groot prestasie. So, kom ons hoop dat die weer vir hierdie spanne en atlete hou. En dan natuurlik, menige dirigent sien op die oomblik uit, hulle skreeu al hulle kele hees by die skole met al die geesvang, want hier aan die einde van Februarie is die gewilde interhoor en super interhoor hier in Gauteng. Die dirigente lyk pragtig, hulle het mooi klere en hulle skreeu hulle longe uit. Die kinders op die baan hoor dit, maar meerendeels ek dink natuurlik die toeskouers is op so 'n dag die grootste atlete, want dis hulle wat moet vir ure in die son sit en op en af spring en moet toestemming vra om badkamer toe te gaan, want hulle moet hulle span ondersteun. Hulle skreeu hulle stemme hees, of hulle nou in die koor is of nie, en dit bring eintlik 'n skool so lekker by mekaar. So ons sien uit na al die lekker interhoors wat einde Februarie is. En dan om jou af te sluit. Nou, dalk is hierdie fliek 'n bietjie voor jou tyd, maar dit is die moeite werd om te gaan opsoek as jy nou een aand nie reg baie wil dink nie. En dit is Dodgeball. Nou hierdie fliek het van ons dalk in 2004 gesien, dit is 'n Ben Stiller komedie van hierdie obskure sport. En ja, dit is nou 'n amptelike sport. Dodgeball word gespeel deur 2 spanne van 6. Die doel van die spel is om die ander span uit te skakel deur balle na hulle toe te gooi. Daar kan enigiets tussen 3 en 10 balle in die spel wees en deelnemers kan ook uitgeskakel word deur as hulle nou 'n bal vang wat na hulle gegooi word. So jy mag nie die bal vang nie. Die spel eindig eers wanneer alle opponerende spelers uitgeskakel is. En die langste spel wat al ooit aangeteken was, is 41 uur. Ek dink ek koes maar vir daai dodgeball. Dankie dat julle kom saam speel het. Ons maak gou weer so. Mooi loop, lekker hardloop en lekker speel. Totsiens.